Ek was verheug toe die geluid weer klink het, hoor die ruimtes uit. Ek was verheug toe die geluid weer klink het, bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan, om na die Heer se huis te gaan. O heilige stad, gelukkig word, ons voete staan nou in jou poort. Jerusalem, waar al die stamme op Gods bevel al feestdag hou. Mag hier in jou pa saam ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Liefde broer en suster, ons luister nou saam na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. Het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie.
sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slagger, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort. Ons sing saam Psalm 112 vers 1 tot 3. Daarna gaan ons saam in gebed. Van harte vrees, welsalig hy wat in sy Almagtige en soewereine Vader, ons erken dat ons in ons natuurlike toestand ver weg was, geskei van U deur ons oortredings. In ons was 'n hart wat ons eie pad gesoek het. Ons dankie dat U deur U woord ons beveel om nader te kom, dat ons weet dat U ons nie sou beveel het wat U nie ook in U genade aan ons gee om te doen nie. Here, ons bely dat ons nie 'n enkele tree in U heilige teenwoordigheid kan neem, tensy U Heilige Gees ons eers trek nie. Ons kom nie op grond van ons eie opregtheid of ons eie heiligheid nie, maar ons kom geklee in die volmaakte geregtigheid van ons Here Jesus Christus. Soos ons poog om nader aan U te kom in gebed en in die woord, rus ons in die sekere belofte dat U nader sal kom aan ons. Ons dank U dat dit nie 'n ooreenkoms is wat ons maak met U nie, maar 'n verbond wat U nakom met ons. Laat die teenwoordigheid ons heilig. Was ons hande van wêreldse beelde en suiwer ons harte van dubbelhartigheid, sodat ons lewens slegs tot U heerlikheid geleef kan word. Almagtige en soewereine Vader, Here, soos ons nader kom, vra ons dat U ons harte sal verlig deur die prediking van die woord. Ons bid vir die predikant, verberg hom agter die kruis, sodat ons nie die stem van 'n man hoor nie, maar die stem van die goeie herder.
deur u Gees, maak die woord 'n doeltreffende geneesmiddel van ons verlossing en heiligmaking, wat ons harte deurboor en ons wil verander om aan te pas by u wil. Hemelse Vader, ons kyk ook met groot verwagting na u hand van voorsienigheid, wat die elemente van die aarde self regeer. U is die Here van die oes en die meester van die wolke. Ons vra nederig en afhanklik vir verligting van die las van hitte, en ons smeek vir swaarheid van reënwolke. As dit die heilige wil is, gee ons gematigde weer, sodat ons liggame en ons diere onderhou kan word en ons arbeid kan floreer. Tog, selfs in die tye van droogte en vloede, oorvloed en gebrek, gee ons die genade om te vertrou dat u algemene genade voldoende is, en dat alles saamwerk tot voordeel van diegene wat u liefhet. Laat u teenwoordigheid ons heilig, was ons hande van wêreldse dinge, suiwer ons harte van dubbelhartigheid, sodat ons net vir u heerlikheid sal lewe. In die naam van Christus Jesus, ons enigste hoop in lewe en in dood. Amen. Liefde broer en suster, ons gaan saam lees uit die woord van die Here met die eerste preek vanoggend, Jakobus hoofstuk 4, en as dit vers 8, en ek sal die woorde in vers 8 vir u uitlig. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle wedluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste weer te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars, suiwer die harte julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broers, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broer en sy broer oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy het mag, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar wie is jy wat 'n ander oordeel? In vers 8 spesifiek hierdie woorde, broer en suster. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Broer en suster, ek kan aanvaar dat die konsep ver en naby nie eintlik werk vir God nie. Ver en naby, hoe werk dit dan met 'n alomteenwoordige God?
kan insien daar is iets van 'n tekort. En tog gebruik ek self hierdie Bybelse taal en glo ek dat dit geïnspireer is, en dat God daardeur vir ons iets wil uitdruk en vir ons wil probeer sê. Ja, ek weet God is oral, maar dit is ook inderdaad moontlik dat ek kan nader kom aan God en dit is die begeerte van my hart. En ek is seker dit is ook die brandende begeerte van jou eie hart en lewe om naby God te wees. En gebed is een van daardie maniere waarop ons nader aan hom kan probeer kom. Ek weet, broer en suster, dat nie een van ons gebedslewe is volmaak nie, dat ons bid nie altyd alles wat God wil nie, maar ons verval presies in dit wat Jakobus hier sê in die hoofstuk. Ons kan so dubbelhartig wees. Ons kan so die dinge soek van hierdie wêreld. Dan word dit vir ons moeilik om die wil van God altyd raak te sien en dit te bid soos wat ons moet. In die afgelope tyd, broer en suster, is dit duidelik dat mense fokus op die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. So baie duidelik, broer en suster, dat mense bekommer hulle blykbaar oor synode besluite tot by so 'n punt dat hulle wend na die koerante. Miskien is jy self daaroor erg bekommerd. Ek moet vir u sê, en as u die stukke gelees het wat hierdie kerkraad uitgestuur het, dan behoort daar by u 'n geweldige rustigheid te wees. Daar is 'n kerklike pad om te loop. 'n Besluit is geneem en die kerklike pad kan gestap word deur enige iemand. Maar ons kan nie toelaat dat enige iets ooit ons verhouding met die Here in gedrang bring. Ek wil vir u sê, selfs al was die besluit na die ander kant toe, het ek steeds met volle oorgawe en oortuiging my Here en my God in hierdie gemeente gedien. Selfs al was dit nie die besluit wat ek wou gehad het nie, dan het ek nog gewag en was ek geduldig. Die pad geloop wat die Here vir my uitgespel het in sy woord, wat ons as kerke ook met mekaar ooreengekom het. Nie dat aardse en wêreldse dinge jou verhouding met die Here negatief beïnvloed nie. Wees versigtig daarvoor dat enige iets in daardie kosbare verhouding tussen jou en die Here inkom. En as jy gewonder het, dit is presies waaroor dit gaan in hierdie hoofstuk. In hierdie eerste 12 verse wat ek hier vir u gelees het. Jakobus of Jakob is die halfbroer van ons Here Jesus Christus. Hy is die leier van die Jerusalemse gemeente en hy skryf amper op 'n Ou Testamentiese manier asof hy wysheidsliteratuur skryf van die Ou Testament. Hy skryf vir die 12 stamme in die diaspora of die verspreiding. Dit is Joodse gelowiges wat hulle buitekant Palestina bevind in die Romeinse wêreld. Maar hy sê daar is 'n probleem. Ek sien dat julle dubbelhartig is, asof 'n mens twee harte kan hê. Ek sien dat aan die een kant wil julle baie graag die Here dien, maar aan die ander kant is daar soveel dinge in die wêreld wat julle besig hou. Julle het vriende geword met die wêreld. Dit word 'n probleem in julle verhouding met die Here. En vir mense in daardie tyd was dit normaal. As jy ernstig gevoel het oor enige saak, daar was 'n Griekse uitdrukking daarvoor, dan het jy met absolute ywer daarvoor gewerk en daarvoor gegaan. Jy was geesdriftig daarvoor. Jy het jouself gedryf om dit te bereik. Jy het nie meer vir 'n antwoord gevat. Hoe alles moes dit gebeur? Daarna gestreef. Maar dis 'n wêreldse ding. Dis uit en uit hoe die wêreld dit doen.
as daar 'n besluit geneem word, jy's nie daarmee eens nie, dan gaan jy en jy berus nie daarby nie. Jy loop nie die kerklike pad nie. Jy bel die rapport. Jy skryf artikels. Jy stel petisies op. Jy maak mense bymekaar. Jy laat hulle dit teken. En jy sê ons is ontevrede. Jy bel rond in die kerkverband. Jy maak mense bymekaar, jy maak mense op, jy maak mense warm. Klink vir my baie soos hoe unies werk in Suid-Afrika. Dis die wêreld se manier. Dis nie die kerk se manier nie. Dit is waar teen Jakobus het in hierdie hoofstuk. Hy skryf dit eintlik in Ou Testamentiese taal. Hy skryf dat hulle het so 'n ywer dat hulle is eintlik besig om die huwelik tussen hulle en God te breek, en daarom noem hy hulle egbrekers en egbreeksters. Hy bedoel dit geestelik. Hy sê julle het God getrou, maar nou kies julle vir hierdie wêreldse manier van doen. Julle is besig om God te skei. En julle wil hê wat julle wil hê. Julle wil nie berus nie, julle wil nie vrede vind nie. Julle is bereid om te veg vir wete tot die bloed loop, totdat daar niks oor is nie. Julle ruk uit mekaar uit, julle pluk en sê dinge wat nie gesê moet word. Julle raak persoonlik. Julle veg tot by die punt dat dit beskryf as julle maak oorlog. Julle maak oorlog. Julle maak oorlog in die wêreld. Nie so in die kerk van die Here nie. Nie so in die kerk van die Here nie. As jy mooi gaan kyk na hierdie gedeelte, is dit verskriklik goed saamgestel. Daar is 10 imperatiewe. 'n Imperatief is 'n bevel. En daar is 10 aorustes imperatiewe. Nou dit is die sterkste bevelvorm wat jy kan kry in Grieks. Dit het die krag van, ek dring ten sterkste by jou daarop aan, hier is geen kompromis moontlik nie. Hier is net absolute gehoorsaamheid moontlik. Nie onderhandeling. God sê en jy buig. God praat en jy gehoorsaam. Dis die krag van die 10 imperatiewe wat ek vir u gelees het. En een van daardie imperatiewe is nader tot God. Nader tot God. Dit is werklik die antwoord. Hoe kan ons toelaat dat ons so met mekaar werk? Dat ons vir mekaar sê, ek aanvaar dit tot by die punt nou nie meer nie, dat ek bereid is om dinge te sê van 'n kerklike meerdere vergadering van mense wat daar gedien het en wat gesê het, ons het saam geluister na die woord van die Here en ons glo ons en die Heilige Gees het 'n besluit geneem. En nou sê jy, vergeet dit. Vergeet dit. Ek sal nie en ek gaan veg totdat jy dan later aan niks meer is. Dit maak predikante, professore op 'n pad van totale verwoesting. Dis al wat hulle nou tevrede sal stel. Of julle doen wat ons wil hê, soos wat ons wil hê, of daar is niks. Broer en suster, kan ons in die kerk van die Here so met mekaar werk? Weekliks artikels op Facebook en in die rapport. Wat het geword van ons verhouding met die Here Jesus Christus? En omdat hierdie groep petisies opstel, gaan daar die groep petisies opstel. Beide kante is verkeerd. Beide bots teen dieselfde beginsel van die skrif. En die skrif is duidelik dat in die kerk van die Here wil die Here hê, sy mense moet op 'n manier met mekaar werk,
wat die wêreld nie doen nie. Weet ons dan nie meer wat is ware aanbidding nie? Ware aanbidding, broer en suster, het God as die begin en die einde. Dit gaan nie oor synode besluite nie. Dit gaan tog nog altyd oor ons geliefde God. Ware aanbidding is onbesoedelde aanbidding. Dis om te sê, ek los die wêreld. En ek los die wêreld se dinge, ek is nie dubbelhartig nie, maar ek is gefokus op die Here. Ek gee myself prys. Ek is bereid om te sê, ek sal die minste wees. Ek sal nog wag, ek sal nog luister. Vir meer as 30 jaar het ek ook nie saamgestem met synode besluite nie. Maar ek het gewag. Ek het gewag tot die tyd aanbreek dat die besluit geneem is wat nou geneem is. Ek het my nie een keer tot die koerant gewend nie. Ek het my verantwoordelikheid in my werk voor die Here gedoen. Het ons nie almal uiteindelik sê, ek wag nie. Ek loop die Here se pad nie. Nie op 'n wêreldse manier nie, kerklike sake op 'n kerklike manier. Dis een van ons kerkorde artikels. Wanneer mense emosioneel raak, en kwaad raak, moenie elke Agitofel met 'n professor en 'n dokter voor sy naam agterna loop nie. Loop jou verlosser Christus agterna wat in sy woord spreek. Jakobus praat baie hard oor hierdie saak, broer en suster. Ek weet so met die eerste oogopslag sou jy sê, maar ek het nie geweet dit is wat daar staan nie. Maar Jakobus, broer en suster, ken die gevaar van dubbelhartigheid. Want as jy so in die wêreld is en jy die wêreldse manier vir so lank gewoon geraak, dan begin jy so te maak. Hy sê vir hierdie mense, ek sien julle is materialisties, spesifiek in hulle geval. Materialisties, julle selfgesentreerd, besig net met julle eie behoeftes. Julle bid so, en julle word nie gehoor in julle gebede nie, en julle wonder, waarom luister die Here nie na ons nie? Hy sê, want julle bid verkeerd. Jy kan verkeerd bid, dit staan hier in die Bybel. Want jy bid net vir wat vir jou belangrik is. Ons so stokblind geraak, broer en suster, vir die gerigtheid van ons lewe, en hoe belangrik dit is, ons moenie stokblind wees nie. As dit my verhouding met die Here begin beïnvloed, enige iets waaroor ek agterkom, ek is obsessief. Van my verhouding met die Here verongeluk. Enige ding wat vir my te is, dit kan enige ding wees, dit kan jou huwelik wees, dit kan jou motor wees, dit kan 'n saak wees, dit kan 'n synode besluit wees. As jy obsessief is oor daardie ding, dit gaan jou verhouding met jou Here beïnvloed. Dit is vir my so kosbaar, dan los ek dit heeltemal. Dan los ek dit totaal en al en ek stap daarvan weg, want ek veroffer nie hierdie verhouding waarvoor God so betaal het met sy bloed, offer ek nie op nie. Nooit nie. En daarom sê hy in vers 7, onderwerp julle in nederigheid voor die Here. Is daar mense wat sê, ek is emeritus professor dit, en ek is spesiale professor dat, ek weet nou nog nie wat is 'n spesiale professor nie, maar daar is nie so iets in die GKSA nie. Maar as hierdie eenvoudige, simpel doorgang van 'n klein plattelandse gemeente, dan moet buig voor die almagtige God en sy woord, dat doen ek dit. Niks spesiaal aan my nie. Eenvoudige sondaar mens, gelowige wat lewe van God se genade op my knieë. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Ons moet dit maar almal doen. Dit is op 'n stadium gesê ook in die Ou Testament. Maar broer en suster, moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak nie. Maak vir jou werklik skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie kan verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie. Maar kyk regtig weer na jou lewe. Hierdie preek gaan nie net oor synode besluite nie. Moenie dit vir mekaar hier na die tyd gaan vertel. Dit gaan oor alles wat ons te belangrik maak.
keer terug na ware aanbidding. Waar begin 'n mens? Jy begin by nader tot God en hy sal tot jou nader. Dit beteken, jy was jou hande, sondaars reinig julle harte, huigelaars. Was julle hande begin by die eenvoudige daaglikse, voor die hand liggende dinge in jou lewe wat jy weet verkeerd is. Maak dit reg. Moenie net daaroor praat nie. Bid daaroor. Voer die opdragte van die Here uit. Gehoorsaam hom soos wat 'n kind jou sal gehoorsaam wat sy ouer is. Moenie afgode dien nie, veral die vir Mammon nie, hy is wreed. Hoe gaan dit met ons lewe? Is ons hande skoon? Is ons nie dubbelhartig nie? Is ons bereid om by onsself te begin? Is ons bereid om met 'n nuwe lewensbenadering te begin? As mense nie kan sien dat jy aan God behoort en dat jy nie is nie, kom ek sê vir jy broer en suster, dan is jy nie. As mense nie kan sien dat die Heilige Gees in jou werk nie, hy werk dan nie in jou. Dis so eenvoudig soos dit. Want as daar ware geloof in jou hart is, sal daar dade wees wat daarby pas. Dan sal jy nederig wees, dan sal jy bereid wees om te buig, om te luister, om weer te luister. Dan sal jy nie hoogmoedig wees nie. Want jy buig voor die Here. Dit sal in jou liggaamshouding uitkom wanneer jy lees en bid in die aand. Nie lees sommer op jou rug nie. Skuldig. Baie keer skuldig. Jy sal werklik 'n eerbiedige houding voor die Here aanneem wanneer jy en jou vrou lees en bid. Jy sal bedek en toemaak, dood eenvoudig, nie net uit skaamte uit nie, maar omdat jy voor die Here kom. Al is dit net julle twee in daardie kamer. Hierdie hele houding spreek oor jou hele lewe. Ek eer God. God is vir my eerste en hy is vir my die heel belangrikste. Lewe in God se teenwoordigheid, broer en suster. Ja, miskien voel jy ver, is jy ver van die Here af. Maar die Here sê, nader tot my en ek nader tot jou. Waar jy moet begin. Bekla, julle ellende treur en huil, laat julle vrolikheid en rou verander, julle blydskap en droefheid, die oppervlakkigheid van die wêreld is stikkend oorweldigend. Verstikkend bedoel. Dit maak my na. Mense praat oor hulle geld, oor hulle goed, oor dit wat hulle besit, oor dit wat hulle bereik, hulle praat oor hulle self, hulle is vol van hulle self, besig met hulle self. Helaas, iemand met jou gepraat oor God. Helaas het iemand in jou teenwoordigheid iets geestelik gesê. Helaas het jy dit gedoen. Wie het jy onlangs 'n geestelike gesprek gehad? Soos hulle in Engels sê, I rest my case. I rest my case. Is jy nie miskien ook dubbelhartig nie, broer en suster? Ek is volkome van God se genade afhanklik. Jy is daarom, broer en suster, hierdie persoon van Jesus Christus wat na die aarde toe gekom het, wat my stuur, kom ek na u toe. Ek het niks in my lewe wat ek nie van hom af ontvang het nie, wat hy nie vir my in my lewe moontlik gemaak het nie. Ek het verlede week vir u gesê, ek is die vernaamste van al die sondaars wat hier is. En as jy dit nog nie weet nie, ons is almal sondaars. Die laaste een. Ek het hulle verlede week tot almal se spot en afgrys gelys. Dis nie 'n mooi lys nie. Ek lewe volgens Hebreërs 10. Broers, ons het nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam.
Laat ons tot God nader. Ons harte is immers gereinig van 'n slegte gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Wil jy nie saam met my tot God nader nie? Want ek weet as ons saam tot God gaan nader, die van u wat besoekers is hier in hierdie gemeente, wil ek sê is 100% eensstemmig. Volkome vrede oor synodebesluite van 2026. Maar ek sê dit weer vir almal, in alles in ons lewe, in alle sake in ons lewe, nader saam met my tot God, en weer by die kruis van ons mekaar vind. En dinge wat nou so verskriklik belangrik lyk, dat ons bereid is om ten bloede toe te veg. Van daar by die kruis van Christus waar die bloed van verlossing gevloei het, baie onbelangrik en klein lyk. Ons gaan 'n ander perspektief kry. Nader tot God. Hy sal nie net tot ons nader nie, ons sal hom werklik vind. Amen. Ons sing saam. Psalm 72 vers 4 tot 6. Broer en suster, die eerste keer het ek gelees in die 53 vertaling, nou die 2020 vertaling, Johannes hoofstuk 4, die geskiedenis van die Here Jesus en die Samaritaanse vrou. Toe Jesus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels,
het hy Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar, "Gee vir my water om te drink." Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie." Jesus het haar geantwoord, "As jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom, "Meneer, u het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep. Waar vandaan kry jy dan die lewende water? U is tog nie belangriker as 'n vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee." En Jesus het haar geantwoord, "Elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe." Die vrou sê vir hom, "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie." Hy sê vir haar, "Gaan roep jou man, kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar, "Jy is reg. 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie." En die waarheid gepraat. Die vrou sê vir hom, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op die berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word." Jesus sê vir haar, "Vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie, ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. God is gees, nou met 'n hoofletter. Wie hom aanbid moet in gees met 'n klein letter en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, "Ek weet die Messias kom, wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." En Jesus sê vir haar, "Ek is die een wat met jou praat." Liefde broer en suster, die woorde in ons teksvers is binne die konteks natuurlik gees en waarheid. Gees met 'n klein letter en waarheid. Ek het my lewe lank nog altyd dit moeilik gevind om gees met 'n klein letter hier te verstaan. Ek moet altyd weer gaan kyk en weer gaan lees, en ek het nou natuurlik die voordeel dat ek kan gaan kyk wat is die woorde in die oorspronklike taal, en dan bekyk ek en ek dink in hierdie spesifieke geval is daar 10 moontlikhede. 10 moontlikhede van betekenis waarop die woord gebruik word in die Bybel. En ek het altyd weer gaan kyk. Ek het ook moeite gedoen en gaan kyk hoe kollegas in die GKSA, die enige weet ek nie, jy is in die GKSA, Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ek het ook gaan kyk hoe werk hulle met hierdie spesifieke teks. Ek was 'n bietjie teleurgestel in wat ek gevind het. Spesifiek waarvan hulle begin praat het van dat gees moet jy hier verstaan
as gevoel en emosie. Jy moet God dien met jou gevoel en met jou emosie. Ek was teleurgesteld, broer en suster, want nadat ek na die Grieks gaan kyk het, het ek besef, dit is nie daar nie, dit staan nie daar. Ek het ook, was ek teleurgesteld, omdat ek geweet het, kyk om God met my gevoel en emosie te dien, dis regtig maklik. Dit sal ek maklik kan doen. Weer 'n traan hier, en 'n uitbarsting daar, en 'n gelag hier, en iets vreemd daar. Dit is eintlik nie baie moeilik om te doen nie. Dis eintlik baie maklik om te doen. Maar ek weet deesdae dink mense dat dit is hoe jy onder leiding van die Heilige Gees hierdie woord, klein lettertjie Gees, moet verstaan. Ek hoop u het gehoor wat ek sê. Ek het dit gevind by predikante en preke wat by die GKSA gepreek is. So is dit dan nie net so eenvoudig dat ek met God met my emosies doen. My passie. Nee, broer en suster, ek gebruik die grammatikaal, historiese metode van skrifverklaring. Dit beteken, ek het gaan kyk na die grammatika. Ek het gaan kyk na die woord. Al die moontlike betekenisse daarvan. Ek het gekyk van binne die konteks van hierdie spesifieke gedeelte, binne die boek. Hoe kan ek hierdie woord verstaan? Ek het gekyk na die agtergrond, ek het weer hierdie gedeelte gaan lees en bestudeer, en ek het besef, dit gaan hier nie oor gevoel en emosie. Ek is nie 'n pastoor. Ek is 'n hoof. Ek het 'n verantwoordelikheid om die Bybel te verklaar, soos wat dit verklaar moet word. Die Gees beteken hier met belewing. Ek moet beleef. Ek kan nie dadelik gaan na emosie en gevoel. Belewing is iets baie dieper en iets baie meer. Die feit dat ek nie 'n baie emosionele mens is nie, beteken nie dat ek iets nie beleef nie. En ek weet ek is nie 'n besonder emosionele mens nie. Ek besef dit. Dalk jy ook nie. Maar ek sal nie durf vir jou sê, omdat jy nie elke erediens in trane is, of uitbars van die lag nie, of huppel en rondspring, of uitbars met amen hier en amen daar, daarmee is ook niks verkeerd nie, as jy dit wil sê. Kan ek nie sê dat jy nie beleef nie. Nee, ek weet dat belewing lê op 'n baie dieper vlak. Jy sien, dit gaan nog steeds oor nader tot God en hy sal tot jou nader. Dit gaan nog steeds oor aanbidding en wat ware aanbidding is. Moenie 'n etiket om jou nek laat hang wat sê, omdat jy nie emosioneel is. Daarom is jy nie geestelik met 'n klein letter. Ons moet definitief God in gees en waarheid aanbid. Dit is die ander ding wat vir my verbasend is. As jy gaan kyk na die verklaring van hierdie teks en jy gaan bestudeer preke oor hierdie teks, dat mense wil preek oor gees en dit wat die Here aan mekaar bind, dit sien hulle nie raak nie. En daarom weet ek, dit gaan nie hier oor emosie nie. Want hy sê dis gees en waarheid. Jy durf nie die een sonder die ander een hê nie, hulle hoort by mekaar. En waarheid is woord. Waarheid is Bybel. Waarheid is evangelie. Verwys daarna dat daar is 'n groeiende tendens op die rand in Gauteng, dat mense sê, vat julle Bybel van die preekstoel af. Kry hom van die preekstoel af. Belewe in emosies julle godsdiens. Wees meer emosioneel. Minder intellektueel. Minder intellek, meer emosie, asseblief. Dan naderhand begin ons besluite neem wat emosionele besluite is. Ek doen nie wat opstaan en dis letterlik wat gebeur het en sê, ek kan nie hierdie besluit neem oor my kind nie, want my kind is self homoseksueel.
Al was my eie kind homoseksueel, ons al weet dit is, dan nogtans sou ek gestem het dat God se woord sê dit is verkeerd. My emosies moet ek eenkant sit. My vaderhart moet dan maar breek. In gees en waarheid. Ek durf die waarheid nie los nie. Die Bybel kan nie van die preekstoel af nie. Gebed moenie die een of ander vreemde mystiese ervaring wees nie. Dis nie nodig vir kerse en allerhande vreemde dinge voor in die kerkgeboue. Dis nie nodig vir wierook wat gebrand moet word nie. Ons is nie oosters en misties nie. Daarom is hier die preekstoel presies op die plek waar hy is in hierdie kerkgebou. In die middel. Dis waaroor dit gaan op hierdie preekstoel, die waarheid van Gods woord. God wat spreek. Die artikels in die saadkorrel gelees wat sê God gebruik die mond van die predikant. Dis daai Latynse uitdrukking Dei eloquentitur persona. Lees weer daar die artikels. Nie uiterlik wees nie. Kom terug by die dubbelhartigheid van Jakobus hoofstuk 4. Jy weet, hierdie vrou, wat die Here daar raakloop by daardie punt, is 'n uiterlike mens. Die Here begin die gesprek met haar. Hy sê, gee vir my water om te drink. Maar hy stuur die gesprek. En sy is verbaas. Sy is verbaas dat hy wat 'n Jood is met haar wat 'n Samaritaan is, praat. Sy sê vir hom, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou vra om te drink? Nou, die Samaritane en die Jode het glad nie met mekaar gewen nie. In Suid-Afrika kan ons dit tot 'n groot mate verstaan. Ek sou 'n voorbeeld kon noem. En tydens hierdie gesprek kom die vrou by die punt dat die Here vir haar sê dat hy kan vir haar water gee dat sy nooit meer dors sal hê. En hier vang hy haar uit. Sy is so op die uiterlike, so op die materiële, so op die dinge wat sy net kan sien. En sy sê vir hom, meneer, gee vir my van daardie water sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom en te kom skep nie. Here, dan hoef ek nooit weer te kom water skep nie. Dink net hoe wonderlik is dit? Een werk minder om te doen. Sy is net ingestel op die uiterlike dinge en sy sien dit. Haar totale lewe is uiterlike dinge. Ons is nou op pad na iets baie dieper toe. Sy gaan in die gesprek, in die slaghuister as dit ware trap. Dit wat sigbaar is, nie die uiterlike. Dan kom sy en die Here sê vir haar, goed, ek sien jy verstaan nog. Hy sê natuurlik nou nie dit. Hy sê, gaan roep jou man. Hy sê, ek het nie. Hy sê, jy sê reg. Jy het nie. Jy het al 'n klomp gehad. Want vir jou werk dit so, jy moet 'n man hê wat vir jou sorg. En jy weet hoe om 'n man te kry wat vir jou sorg. En jy sorg dat jy altyd 'n man het wat jy wil nie sukkel en swaar kry nie. Jy wil nie alleen wees nie. Jy is in beheer van jou lewe en jy stuur jou lewe soos wat jy wil. Dis dit nie. Natuurlik sê sy nie. Ja, dit is so. Sy sê, ek sien u is 'n profeet. En nou sê sy maar, as jy dan 'n Jood is, dan het ek nou lus vir 'n teologiese gesprek met jou. Kom ons begin 'n teologiese gestrydery. Want sy wil uit hierdie gesprek uit. Jy sien, hy is op 'n senuwee. Sy weet, hierdie onbekende man sien my vir wat ek is, uiterlik wêrelds. Nou wil sy wegkruip agter die teologie. Sy wil dit wegkruip.
wil weg. So uiteindelik sê sy vir hom, en sy bring hom na die punt toe van waar die gesprek kom, waar die gestryery was tussen die Jode en die Samaritane. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Sê jy daar? En die Jode is verkeerd en ons Samaritane is reg, sê sy. Dit was 'n sensitiewe kwessie en dan kom die Here en hy sê, maar dit is tog nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan tog nie oor iets soos die plek nie. Hoe in elk geval oortuigend is jy, wat soveel mans al gehad het en altyd sorg dat jy 'n man het en nou weer 'n man het, maar jy wil 'n teologiese gesprek met my voer oor hoe ons God moet aanbid. Hoe oortuigend is jy? Wie gaan na jou luister? Dat jy sê jy is so innerlik besorg oor die plek waar God moet aanbid word. Maar kyk hoe leef jy, kyk wat maak jy, kyk wie is jy? Maak jou oë oop. Maak jou oë oop. Jy is nie besig met ware aanbidding nie. Jy is besig met jou eie lewe en jou eie dinge. Vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Sy het geweet van die Messias, hoor, het julle dit agtergekom. Het geweet, sy het hom verwag. Daar kom 'n tyd en dit is nou dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Nie met emosies nie, maar werklik dit beleef. Hulle leefwyse in die tempel van die wêreld daar buite, as ons met daardie hekke uitloop, dan word ek nie 'n ander mens nie, broer en suster, ek is dieselfde mens. Ek is in die tempel van die wêreld voor die oë van die wêreld. Die mense sien my, hulle toets my, hulle meet my, hulle pas my. Hulle weet ek is die predikant van hierdie gemeente. Hulle weet ek is die lidmaat van hierdie gemeente. Daar, nie net hier nie, maar daar, beleef ek werklik my verhouding met die Here. Dit is oortuigend, dit is belangrik. Daar aanbid ek God in gees. Klein lettertjie. Onder leiding van die Heilige Gees leef ek op 'n sekere manier. En hoe kan ek dit doen? Maak ek dit los van my Bybel? Sit ek my Bybel eenkant? Nee, ek begin baie vroeg in die oggend met my Bybel. Altyd die eerste ding. Ek bid, Here, help dat ek tog u woord reg verstaan. En dan begin ek met my Bybel. Hoofstuk na hoofstuk. Gedeelte na gedeelte. Oordink dit. Bid daaroor. Sodat ek reg kan gaan leef. Ons doen dit in huisgodsdiens, ons doen dit op verskillende maniere, ons doen dit in ons katekisasie. Wie werklik na die woord van die Here, die waarheid luister onder leiding van die Heilige Gees, kan nie onaangeraak en onveranderd bly nie, mevrou en meneer. Ek wil wegkruip agter die aardse dinge en die teologiese debatte en argumente en gestryery en bekleiery oor sy dode besluit. Daai goed is tot uiteindelik. Wat van die innerlike? Wat van aanbidding in gees en in waarheid? Want dis al wie jy tot God kan nader en God tot jou nader. Sien, ware passie is nie net emosie nie. Jy kan op die ou einde van die dag mense baie opsweep. En dit word gedoen. Ek het hierdie week weer daar verby die gebou van die indrukwekkend. Kyk, dit is altyd indrukwekkend om daar by die CRC se gebou verby te ry daar. Dit is volgens. Dit is steeds volgens. Dit is vir my altyd om te doen. Indrukwekkend. Met sy argitektuur. En ek kan vir u opwerk, broer en suster, dat u passievol is oor 'n ding.
En ek kan nie die Bybel vir een oomblik gebruik nie. Dink julle wen die Springbokke rugby wêreldbeker. Hulle is so goed soos enige van die ander spanne. Maar as jy met iemand se kop kan werk, as jy hom kan oortuig, hy's beter as iemand anders. As jy hom kan opwerk, en ek glo nie hulle gebruik daar allerhande tekste om dit te doen. Maar hulle maak hulle passievol. Dis opgewek. Dit gebeur op baie plekke in Suid-Afrika. Die basis vir daardie belewenis is gees en waarheid, die woord van God. Anderste kom dit van 'n verkeerde plek af en gaan dit in totale verkeerde rigting. Maak seker dat jou passie en jou oortuiging en jou aanbidding in jou lewe kom vanuit hierdie bron, vanuit hier, jy's daar gewortel in die woord van die Here. Leer dit vir jou kinders met hulle katekisasie. Vat jou kind asseblief met sy katekisasieboek. Moenie net vir hom sê, gaan skryf die opsommings nie, en kom wys dit vir my nie, maar verduidelik dit vir jou kind. Behandel dit met jou kind. Werk dit deur met jou kind. Maak tyd dat jou kind werklik ook kan sien, jy is vol passie, belewing vir die woord van die Here, en dit kom vanuit hierdie plek uit dat jy self die woord van die Here liefhet. Wat is ons konklusie, broer en suster, oor hierdie twee preke? God is alles. Dit is die begin van my aanbidding. Hy lei my aanbidding. Hy beheer my aanbidding. Hy is die fokus en die eindpunt van my aanbidding. Ek is klein, ek is nederig, ek is bereid om voor hom te buig die hele tyd. Kom ons aanbid saam werklik die Here in gees en waarheid. Ek sê nie vergeet van emosie nie, maar ek sê beleef werklik wat die waarheid is. Nie net hier nie, maar veral daar buite. Amen. Ons dank sy. Allerheiligste en genadige Vader in die hemele, ons kom voor U met harte vol dankbaarheid, en dank U dat U 'n God is wat nie ver weg bly staan of wat stil bly nie, maar dat U 'n God is van mense wat ons soek en wat ons uiteindelik ook na U toe lei om U te aanbid. Ons dank U dat ons aanbidding nie van ons eie goedheid en ons eie krag afhang nie. Dit is selfs nie ons eie inisiatief nie, maar dit is heeltemal net U soewereine genade. U wil dat ons bid, U wil dat ons U dien, U maak dat ons bid, en U maak dat ons U dien. Here, lei ons deur U Gees daarin. Ons dank U, o Here, vir die gawe van die Heilige Gees. Ons prys U dat U die lewe in ons dooie harte geblaas het, wat ons in staat stel om U aan te spreek as Abba Vader. Ons dank U dat ons deur die Heilige Gees nie gebind is aan die ou skadubeelde van die Ou Testament nie. Dat ons dink dat ons U net moet dien by die tempel in Jerusalem nie, maar dat ons deur ons Here Jesus Christus weet, onder leiding van die Heilige Gees kan ons hier op Heilbron dien. Hemelse Vader, ons weet en ons begeer opreg dat U elkeen van ons in hierdie lewende verhouding met U sal bewaar. Verhouding wat gegrond is en gewortel is in U woord. Ons dank U, Vader, vir die gawe van waarheid. Ons prys dat die waarheid hier by ons sal bly. Ons dank U dat U nie in die geskiedenis van ons nie los in die duisternis van ons eie verbeelding nie. Dat ons nie verval in mystieke godsdiens nie. En dat ons nie 'n waserige beeld van U het wat ons oor onseker is nie. Ons dank U dat U nie allerhande uitbarstings en van gevoel en emosie is nie, maar dat ons werklik beleef
en dat ons U dien, innerlik en uiterlik met hart en verstand. Die woord is vir ons 'n helder lamp vir ons voete in 'n baie donker wêreld. Dankie vir die prediking van vanoggend. Maak vir ons voorsiening, soos wat ons ook gebid het met die eerste gebed. Skenk aan ons elkeen 'n stukkie skaduwee en breek die hitte deur druppels van reën wat U vir ons gee. Laat ons nie moed verloor nie. Ons bid veral vir daardie plekke waar dit baie droër is as hier by ons. Suid in die Wes-Vrystaat en die Karoo. Ons erken, Here, dat elke bietjie water wat deur die pyp na ons huise toe vloei kom van U af. Dis genade. Die liggie wat daar buitekant roer is genade. Aanvaar hierdie offer van ons lofprysing, aangebied in gees, bedoelende onder leiding van U Heilige Gees en in waarheid, in die naam van Christus. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Sluit af, broer en suster. Met Psalm 135, vers 1, 2 en vers 11.
Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.